has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. He has fire in his eyes and a sword in his hand, riding a white horse all across this land. And he's calling out to you and me, will you ride with me? He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. And he's calling out to you and me, will you ride with me? Will you ride with me? And we say yes, yes. You are tuned into Joy Radio, listening to the program Make a Difference with Chaplaincy South Africa, with Professor Aubrey Burger and Dr. Johan Rademeyer, Director of Chaplaincy SA, where you'll be enlightened how to make a difference. Hier is ingeskakel op Joy Radio met die program Maak 'n Verskil met Chaplaincy SA, saam met Professor Aubrey Burger en Dr. Johan Rademeyer, Direkteur van Chaplaincy SA, waar u ingelig sal word hoe om 'n verskil te maak. Don't let dreams just be dreams. God gives the dream. Chaplaincy SA helps you live it. Answer the call in 2026. Do you have a calling to make a difference in your community? Become part of Chaplaincy SA and bring hope, support and compassion where it is needed. If you are passionate about caring for others and serving with purpose, this is for you. Chaplaincy SA invites you to join us today. If you are a listener of Joy Radio and you sign up with Chaplaincy SA as a member, you will receive a 50% discount on your joining fees. Yes, you heard me correctly. If you are a listener of Joy Radio and you sign up with Chaplaincy SA as a member, you will receive a 50% discount on your joining fees. Take hold of this wonderful opportunity and join Chaplaincy SA today. There are 28 different service fields that you can serve in. Chaplaincy SA also provides the training. Here are just a few to mention. Serve as a community chaplain, become a trauma responder, serve under the animal unit, or serve under the motor accident unit. For more information, call or WhatsApp Chaplaincy SA on 066 447 5321. Yes, 066 447 5321. Or email them at info@chaplaincysa.co.za. Yes, info@chaplaincysa.co.za. Or visit the website at www.chaplaincysa.co.za. www.chaplaincysa.co.za. Just the WhatsApp number again is 066 447 5321. Don't let dreams just be dreams. God gives the dream. Chaplaincy SA helps you live it. and he's longing that she be with him right
by his side. That fire in his eyes is his burning desire, that his bride be with him, right by his side. And he's calling out to us right now, will you ride with me? Yes, Lord, that's all we can say. Yes, Lord. Say yes to the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Say yes. Say yes to you, Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jou Vader, in hierdie middag wil ons net stil word en bewus word van die stille teenwoordigheid. Here, so die reën uit die hemel uit neerdal en hierdie dordroe aarde binnendring, is dit ons hartsbegeerte vanmiddag dat net so daardie reën neerval, dat dit vanmiddag op ons luisteraars se harte sal val. En Here, die woord verklaar vir ons duidelik ook, the kingdom of God is not about eating and drinking, but it's about joy, peace and righteousness in the Holy Spirit. En daarom, al is dit net 'n radio-uitsending, is U altyd teenwoordig. En daarom wil ons vir U baie dankie sê vir die geleentheid wat ons kan hê om hierdie platform te kan gebruik, om Chaplaincy SA aan die wêreld na buite te wys, aan die wêreld na buite te stuur, ons het 'n verskil te maak. En we need to see dat as jy in die woord van ons nooi, ons met volk ontmoedig, by aangesig soek, eer hulle verkeerde weer, bid, dan sal ek hulle antwoord. En Here, dis wat ons as Chaplaincy wil begin. Ons wil 'n verskil in die wêreld daar buite maak. Maar belangrik ook is, ons kan dit alleenlik doen as ons saamwerk. Daarom kom ons in hierdie middag, Here, en ons gee nou hierdie program, hierdie platform, voorwaardelik aan U op, en laat U goddelike doel sal bereik. Dit is in hierdie middag my gebed in Jesus mooi naam. Amen. Amen. Daar is 'n kort pad wat altyd beter lyk. Daar is 'n kort pad wat altyd vir my kyk. Daar is 'n kort pad, maar is dit die regte pad? Daar is 'n lang pad wat soveel langer lyk. Daar is 'n lang pad wat meer stewig lyk. Daar is 'n lang pad, dit lyk soos die regte pad. En as my pad die beste pad was, sou die hoofweg daar langs loop. Ek soek die Godpad, dis die regte pad, dis die beste pad wat my daar sal kry. Ek soek die Godpad, maak nie saak hoe lank hy is. Wow, ek soek die Godpad, nie noodwendig die maklikste pad wat ek ooit sal loop nie, maar dis die Godpad wat my by my God laat bly. Daar is 'n smal pad, dit is die regte een, waar daar storms soms oor my reën en ek alleen voel, maar ek is nooit alleen. En die storms op die pad
nader aan sy hart. Ek soek die Godpad, dis die regte pad, dis die beste pad, wat my daar sal kry. Ek soek die Godpad, maak nie saak hoe lank hy is. Ek soek die Godpad, nie noodwendig die maklikste pad, wat ek ooit sal loop nie, maar dis die Godpad, wat my by my God laat bly. Elke afdraaipad eindig net met hartseer, maar my God se pad vat my na sy Vader hart. Ek soek die Godpad, dis die regte pad, dis die beste pad, wat my daar sal kry. Ek soek die Godpad, maak nie saak hoe lank hy is. Ek soek die Godpad, nie noodwendig die maklikste pad, wat ek ooit sal loop nie, maar dis die Godpad, wat my by my God laat bly. Ek soek die Godpad, nie noodwendig die maklikste pad, wat ek ooit sal loop nie, maar dis die Godpad, wat my by my God laat bly. Maar dis die Godpad, wat my by my God laat bly. Ry nou met die Godpad. Dit was daai enetjie wat ons mee oopgemaak het vandag. Ja, daai kortpad, die God, daai klein paadjie, daai smal paadjie, die Godpad. En dit is wat Chaplaincy SA ook vat. En dit is die pad wat ons vir almal graag wil leer om saam met ons te loop. Ja, geliefdes, Johan sit reg, absoluut reg. Johan Rademeier. Geen ander Johan nie, Johan Rademeier, die direkteur van Chaplaincy SA. Gehoor het vir ons mooi op daai mooi gebed wat hy mee vir ons oopgemaak het vanmiddag. Johan, baie dankie daarvoor en ja, amptelik weer welkom op jou tweede. Dis die tweede program van Chaplaincy SA wat ons bietjie met die mense gesels en vertel wat aangaan en hulle sê vat 'n kans op Chaplaincy SA. Laasweek nerves bietjie daar gewees, maar die week is dit weg. Ek het ja, luister, as ek het vir Johan nou nog gesê toe hy opgekom het. Toe sê ek vir hom, het lyk of hy daar in sy plane se cockpit sit. So jy sien, ek spreek al klaar daai vliegtuig oor hom uit. Want dit is hoe Chaplaincy SA gaan groei. Dat hy sal nie meer op hierdie ander kommersiële vlugte kan werk nie. Ons sal maar met 'n privaat vliegtuig kry om hom vinnig by die plekke te kry. Sodat ons by alles kan uitkom. Of hoe sê ek nou, Johan? Amen. Amen op baie netjie prof. Baie dankie heel eerstens aan die aan God wat vir ons die geleentheid gee om hierdie platform te kan gebruik wat Joy Radio vir ons beskikbaar stel. Nou hierdie middag gaan ons lekker gesels en kuier en ons gaan bietjie dieper gesels oor die verskillende eenhede binne Chaplaincy SA. Nou luisteraars, Chaplaincy SA is betrokke op baie vlakke in die gemeenskappe. En elke eenheid dra op sy eie unieke manier hoop, ondersteuning, menswaardigheid na mense toe wat swaar kry. Maar vanmiddag wil ek spesifiek stilstaan by 'n eenheid wat vir my en vir prof persoonlik baie naby na hart lê. En dis die Animal and Pet Unit. En dis nie net omdat ons lief is vir diere nie, maar omdat ek oor en oor eerstehands gesien het hoe ongelooflik diep die band is 'n mens en hulle diere werklik is. Vir baie mense is 'n troeteldier nie net 'n hond vir kat nie. Dit is 'n metgesel wat daar is wanneer die huis stil raak, 'n bron van troos wanneer woorde nie meer help nie, en soms selfs die enigste konstante teenwoordigheid
in iemand se lewe. Belangrik in hierdie middag, luisteraars, onthou, diere oordeel nie. Hulle vra nie, hulle bly net getrou. En juist daarom raak die verlies van 'n dier mense dikwels baie dieper as wat ons wil besef. Wanneer 'n troeteldier siek word, wegraak of sterf, verloor 'n mens nie net 'n dier nie, jy verloor 'n verhouding, 'n routine en veilige emosionele anker. Die animal pet unit van Chaplaincy SA bestaan presies vir daardie oomblikke. Nie om mense te sê hulle moet aanbeweeg of sterk staan nie, maar om langs hulle te kom sit, te luister en te sê, jou pyn maak sin. Jou hartseer is geldig. Vanmiddag wil ons daardie stories vertel, daardie harte raak sien en wys dat daar plek is vir hierdie tipe rou. 'n Rou wat dikwels stil en onsigbaar is, maar baie werklik. Ons hoop dat hierdie gesprek vir iemand wat luister 'n bietjie lig, erkenning en hoop sal bring. Ja, Johan, soos jy gesê het, jy weet, dit is diere, troeteldiere. Daar is geen beter medisyne vir enige iemand nie. En ek meen die bewyse is nou al daar so deur en deur en deur. Waar troeteldiere onder andere gebruik word om mense te help uit 'n vlak van depressie uit. En ons dink aan spesifiek hoe perde gebruik word met kinders vir terapie, psigologies, fisiologies in allerlei gevalle, honde, katte, voëls. Mense besef nie, en ek meen, daar's baie mense wat op hulle eie sit, en wat daar die ringnek het, of waar die koketiel het, of net daai parakiet het, een of ander parakiet, wat mense gesê, daai is net 'n ding wat hulle lawaai maak, want dan raak jy verbaas om te hoor hoe daai ding begin praat, en hoe hy saam gesels, en dit is alles skepings van die Vader. Maar Jan, hoekom was hierdie eenheid op stand gebring? Ek meen, ons het nog tog daar die Nasionale Dierebeskermingsvereniging, en daar's ander organisasies in dit. Is daar regtig waar 'n nut of 'n rede vir nog? Baie dankie, prof. Ja, as ek net as inleiding, wil ek graag 2 kort verhale met ons luisteraars deel. Hierdie jare tannie het haar hondjie vir baie jare aan sy gehad. Hy was daar toe die huis stiller geword het, toe mense weggetrek het, toe die daar langer en nagte kouer geword het, na haar man se dood, toe die kinders hulle eie lewens begin leef, was dit nie hierdie klein hondjie wat elke oggend by haar voete gewag het, elke aand langs haar kom lê en elke traan sonder vrae gehoor het. Hy was nie net 'n troeteldier nie. Hy was haar metgesel, haar routine, haar rede om soggens op te staan. Met verloop van tyd het sy liggaam begin moeg raak. Sy tree was stadiger, sy asem korter en sy kon sien in sy oë. Hy het iets gesê wat haar hart nie wou hoor nie. Toe die dag aanbreek dat sy hom moes vashou, terwyl hy sy laaste asem uitblaas, het dit gevoel asof 'n deel van haar eie lewe saam met hom weggegly het. Die huis was skielik leeg, nie net sonder 'n hond nie, maar sonder klank van die potjies op die vloer, sonder die sagte teenwoordigheid wat vir haar soveel jare gedra het. Sy het nie net 'n dier verloor nie, sy het haar laaste, konstante geselskap, haar slotsteen en haar dag tot dag te verloor. Die hartseer was diep en stil en moeilik om aan ander te verduidelik. Maar in haar rou het sy by die waarheid gebly. Die liefde wat hulle gedeel het was werklik en dit het haar lewe vir altyd geraak. Sommige afskeide is nie hard of dramaties nie. Hulle is sag, stil en breek 'n mens se hart op 'n manier wat mens nie kan verstaan vir die wat jy so lief gehad het nie. Nou prof, om terug te kom na jou antwoord toe, hoekom het ons reeds onder ander assosiasies, instansies is wat reeds betrokke is by diere. Hierdie verhaal word vertel
van hierdie bejaarde tannietjie, wat niemand regtig raak is net nie. Na Hondjie se dood het sy eenvoudig opgehou uitgaan, opgehou praat en opgehou vra. Die hondjie was vir 16 jaar haar enigste metgesel, deur siekte, deur eensaamheid, deur lang dae sonder besoek. Toe hy weg is, was daar niemand meer wat soggens haar kon wakker maak, of saans by haar voete gelê het nie. Haar getroue bure het gesê, dit was maar net nog 'n hond, maar vir haar was dit haar laaste familielid. Dit was sodat Chaplaincy SA se Animal and Pet Unit betrokke geraak het. Nie met groot woorde of oplossings nie, net met teenwoordigheid. 'n Kapelaan het langs haar gaan sit, sonder om haar te forceer om te praat. Sy het eers net gehuil, lank en hard, sonder om te verduidelik. Vir die eerste keer het iemand haar pyn probeer regmaak of afmaak nie. Die kapelaan het geluister, sy oor haar hondjie praat, sy gewoontes, sy oë, die manier waarop hy altyd geweet het wanneer sy sleg voel. Elke herinnering is met respek ontvang, asof dit heilig was. En die dae wat volg, het die kapelaan haar weer besoek, weer en weer teruggegaan. Stadig het sy begin praat oor die verliese, oor haar man, haar kinders wat ver woon, haar vrees om alleen te bly, die rou oor die hondjie en ander seer oopgemaak, wat vir jaar lank toegemaak was. Chaplaincy SA het haar nie probeer oorreed om aan te beweeg nie. Hulle het haar probeer oortuig dat hulle verstaan die pyn waardeur sy gaan. En van daaraf het hulle haar ondersteun. En daardeur het ons begin om die behoefte raak te sien vir mense wat deur dieselfde omstandigheid en seer gaan. Johan, so hierdie is 'n hartroerende storie wat jy nou vertel het. Glo my, jy weet, en dit bring my en dit laat my opnuut besef die belangrikheid van so 'n eenheid soos hierdie Animal and Pet Unit. Want mense assosieer, jy weet, en dis hoekom ek gevra het, is daar nog 'n ding, het ons nog iets nodig soos dit, soos 'n SPCA of iets? Want dit is baie meer as dit. Want dit gaan hierso oor die mens daarso. Want daai mens het hulle, soos jy gesê het daarso, daai laaste, as ek nou maar die mengels kan ingooi, companion, is nie meer daar nie. Daai asempie wat nog altyd daar vir hulle was, daai oogies wat opgekyk het, en gesê het, ek verstaan waar jy deur jy gaan, maar ek is hier met jou. En jy weet, en ek kon onmiddellik hierdie terugbring na myself toe. As ek vat, en jy ken nou vir my ou Noenoes al, jy het al nou ontmoet hier so my ou vrou. Ek meen wat van 2011 of al saam met my is. Wat my aangespoor het, toe ek vir Lam in die hospitaal was, om 'n nuwe lus vir die lewe te kon gekry het. En wat nog steeds vir my, sy lê reg langs my, hier in die ateljee. Waar ek gaan sy volg my. So oud soos sy al is. En ek verstaan presies wat jy nou gesê het, waardeur daardie dame deur gegaan het. Maar Johan, jy weet, nou vra mense die vraag af, hoekom is daar so sterk band tussen mens en troeteldiere, en hoekom speel hulle dan nou hierdie groot rol in die mens se lewe? Ek meen, as jy vat, baie mense het daar's 'n woord, maar ek wil hom nie eers sê wat hulle het vir diere nie. Want vir hulle is 'n dier maar net nou nog 'n ding, hy's mooi, sy klein is, hy groter is, dan het hy slaansak, 'n skopsak, weet nie wat se ding geword vir hulle nie. En iets wat jy sommer by 'n venster uitgooi, daai tipe goede in dit. Maar vir ander, daar word so sterk band gevorm, en dit begin 'n ontsaglike, belangrike rol in die mense se lewens te vorm. Hoekom volgens jou gebeur dit? Baie dankie prof. Ja, voordat ek nou na ons vraag toe gaan, wil ek net graag net gedeelte in die framework op die eerste vraag wat was.
Chaplaincy SA Animal and Pet Unit is 'n gespesialiseerde eenheid wat fokus op emosionele, pastorale en ondersteunende sorg vir mense wat verlies, trauma of nood ervaar rondom diere en troeteldiere. Die eenheid is tot stand gebring vanuit besef dat die verlies, mishandeling of dood van 'n dier vir baie mense diep emosionele pyn veroorsaak, maar dikwels nie net ernstig genoeg opgeneem word nie. Troeteldiere is vir baie mense nie net diere nie, maar gesinslede, metgeselle en bronne van onvoorwaardelike liefde en loyaliteit. Wanneer hierdie band verbreek word, kan die hartseer oorweldigend en isolerend wees. Ons Animal and Pet Unit bestaan om hierdie rou te herken, te valideer en met diere te ondersteun sonder oordeel, druk of om vinnig aan te beweeg. En dan om in vraag te kom daardie band, prof, ek glo nie daar's 'n sterker band wat daar is as tussen mens en dier nie. Hoekom is hierdie band tussen mens en dier dan so sterk? Die band tussen mens en hul troeteldiere is sterk omdat dit dikwels gebou is om op onvoorwaardelike aanvaarding, konstante teenwoordigheid en loyaliteit. Nou luister nou hierdie gedeelte. Belangrik is, diere oordeel nooit nie. Hulle kritiseer nie, stel nooit emosionele eise nie, soos mense soms doen nie. Vir baie mense, veral die wat eensaam is, getraumatiseer is, of emosioneel kwesbaar is, bied daardie troeteldiere die nodige veiligheid, vertroosting en emosionele stabiliteit. Die verhouding word verder verdiep deur daaglikse routines, sorg, aanraking en gedeelde ervarings oor baie jare. Hierdie konstante verbintenis skep 'n diep emosionele band wat sentrale plek in elke mens se lewe inneem. Nou as ons net bietjie dieper kan kyk, die mens en die dier begrip, die verhouding tussen mense en hul troeteldiere is uniek en diep emosioneel. Hierdie band word versterk deur alledaagse interaksies tussen mens en dier. Soos as jy met hulle speel, hulle voeding gee, oefeninge, selfs net in die park gaan loop met hulle. Troeteldiere verskaf 'n konstante teenwoordigheid van gevoelens van eensaamheid en isolasie aan verlig. Vir mense wat alleen woon, dien hulle as geselskap. En dadelik dink ons aan ons bejaardes waarvan ons geliefde afgesterf het. Haar of sy enigste metgesel, haar of sy enigste vriend met wie sy kan gesels, is daardie troeteldier. Die eenvoudige handeling om 'n troeteldier te streel kan stres en angs verminder. En wetenskaplike studies toon dat interaksie met troeteldiere dikwels 'n positiewe uitwerking het op menslike gesondheid, insluiting en 'n verlaging in bloeddruk en stresvlakke. En luisteraars, of Aubrey het dit al reeds aangeraak, die verskil wat diere in gesondheid kan maak, die aanraking van 'n dier, wat se invloed het dit op jou? So, sukkel jy miskien vandag met bloeddruk, stresvlakke, is jou antwoord. Well, Johan, hulle sê we can agree to disagree on certain things, né? Kom ek sê vir jou. Ek het 'n hond. Jy ken hom, David, né? Nou ja, vir luisteraars, die van julle wat nou nie weet nie. Nou omtrent elke dier wat ons in hierdie huis inbring wat ons self rescue en dit, kry 'n Bybelse naam. Hy kry nie sommer enige naam nie. Want ons kyk hoe dit gekom wat ons hom moes inbring. En maar kyk, daai hond praat met jou. As hy nie happy is met iets nie, dan laat weet hy vir jou, hy sê vir jou. So hy kritiseer my mens, man. So kom ek sê, we can agree to disagree on daai ene. Hy kritiseer, ou David kritiseer, as hy die tyd kry, kritiseer hy my. En vir Jill sigself ook. As hy vir hom sê, ja, sy wil niks met hom te doen hê nie, hy was stout geweest of wat ook al. Mens, hy praat met haar terug hoor, en hy sê vir haar, en hy hou aan.
sy moet nou maar die aandag gee. En, maar ja, maar dit is hoe die band, wanneer daar 'n sterk band tussen die mens en die dier is. En daai band vorm God vir ons, tog aan die einde van die dag. Want ek meen, hy bring ons by mekaar met hulle. Ja, jy weet, en dit laat my nou dink aan die volgende gedeelte wat ek met jou oor gesels, is die, wanneer 'n dier, en ek meen, ons praat nie nou net wanneer 'n dier afsterwe nie, diere raak weg, mense steel hulle. Jy weet, dit is seker een van die, ek is op baie groepe, en ek is op groepe juist vir verlore diere en daai goede ook. As ek sien hoe mense, is daai geliefde diertjie van hulle, of het nou 'n voël is, 'n kokatiel is, 'n budgie is, of het 'n kat is, en of het die hond is, of wat ook al, is hulle wegraak. Die hartseer wat hulle beleef deur daai boodskappe, en die versoeke, en die smeek om te sê, help my asseblief om my diertjie terug te kry. Jy weet Johan, hoekom sal jy sê, ervaar ons as mens daai diepe hartseer? Want dit is hartseer wat jy ervaar. Jy weet, ander mense wie as hy dier weg is, dan worry hulle nie. Dat hy maar, dit is maar sy saak daai. Jy weet, hoekom ontvaar mense daai hartseer so? Want ek meen, daai hartseer is net as hulle wegraak, maar as daai dier tot sterwe ook kom, né? Jy weet, baie mense sê, mense sit aan, mense rou werklik waar nie oor 'n dier nie. Ek verskil, persoonlik verskil ek daarmee. Want ek meen, as 'n dier is wat jy al 11, 15, 16 jaar saam met jou is, en jy sê vir my, jy het geen gevoel as daai dier tot sterwe kom nie. Wel, ek is geneig, persoonlik om vir jou te sê, jy is onmenslik, regtig waar. Want daar is, jy weet, dit is maar net my persoonlike gevoel daai. So, hoe sal jy, as jy nou iemand, wel, julle lei die mense op, om in hierdie eenheid te dien. Dit is nie net dat 'n persoon kom met en hy stap in, en hy sê, nou is ek 'n kapelaan met die Animal and Pet Unit nie, en jy weet, ek gaan nou net dit en dit en dit doen, en onhedrik, hulle gaan nou net dieretjies red nie. Nee. Hulle moet opgelei word. So wat doen julle om hulle reg te maak, en toe te rus, om met hierdie hartseer, as 'n diertjie wegraak, of as 'n diertjie skielik afsterwe, jy weet, hierdie skelms van vandag, ek meen, daai gevreesde, wat ons almal ken, ons noem hom die two-step, né? Wat hulle so in die erwe ingooi, juist om van die diere en goed ontslae te raak. En, hoe gaan julle daarmee te gemaak, Johan? Professor, miskien ek kan begin met jou eerste vraag is, hoekom speel diere en troeteldiere so groot rol in mense se lewens? Nou moet jy in gedagte hou, diere en troeteldiere speel 'n buitengewoon groot rol in mense se lewens, omdat hulle op 'n unieke en stille manier, nou luister mooi, aan emosionele, sielkundige en selfgeestelike behoeftes kan voldoen, wat nie altyd deur menslike verhoudings gevul kan word nie. Hulle bied onvoorwaardelike teenwoordigheid, sonder oordeel, verwagtinge of verwerping, wat vir baie mense 'n diep gevoel van veiligheid en aanvaarding skep. In 'n wêreld waar mense dikwels verwerp, misverstaan of geïgnoreer word 'n troeteldier 'n betroubare emosionele anker. Diere bring struktuur, hulle bring routine in mense se lewens deur daaglikse sorg, voeding, stap en daardie interaksie met jou dier. Wat vooral belangrik is vir bejaardes, alleenlopers en persone wat met depressiwiteit, sekondêre trauma of verlies worstel. Hierdie routine gee betekenis en doel aan elke dag. Vir kinders leer diere empatie, verantwoordelikheid en emosionele bewussyn. Vir volwassenes bring hulle kalmte, stresverligting en vir bejaardes het hulle daardie geselskap, daardie troos en 'n gevoel dat iemand hulle nodig het. Diere help om emosies te reguleer, angs te verminder
en gevoelens van eensaamheid te verlig. Dikwels sonder enige woorde. In baie gevalle is 'n troeteldier een konstante teenwoordigheid wat iemand soggens begroet, saans verwelkom en deur baie moeilike oomblikke stil staan. Hierdie konstante loyaliteit verteenwoordig 'n vorm, deel van die persoon se identiteit en emosionele stabiliteit. Daarom word diere nie net as troeteldiere gesien nie, maar belangrik is meer as metgeselle, familie, lewensmaat wat 'n onmisbare plek ingeneem het in die emosionele landskap van menslike lewens. En dan wil ek byvoeg ook, as ons onsself afvra waarom troeteldierverlies, het sy die dood, het sy genadedood, verlies, trauma, hoekom maak dit so seer? Omdat troeteldiere 'n belangrike rol in elke mens se lewe speel, kan hulle doodintense hartseer veroorsaak. Baie mense ervaar troeteldierverlies as 'n verlies van 'n familielid of 'n lewensmaat. Die band is dikwels so sterk dat die rouproses vergelyk word aan die verlies van menslike geliefde. Troeteldiere is daarin oomblikke van vreugde, hartseer en 'n afwesigheid later leemte in elke eienaar. Nou, Johan, jy het nou gepraat, jy het nou iets genoem daarso wat in die einde, dat daar 'n werklike, hoe te sê, dat jy het eintlik kan saambring met rou tussen dier en tussen mens. Wat baie van die mense vat dit, ek weet, hulle ervaar dit fisies so. Nou, wat sal die verskil dan wees, as ons so daarna kyk? Of indien, is daar 'n verskil, dan tussen die rou teenoor jou troeteldier, en 'n rou teenoor iemand van vlees en bloed, iemand van mens vlees en bloed. Obviously, 'n geliefde eggenoot of so iets, soos hulle sê, is devastating. Ek meen, as jy daardeur was al, dan weet jy waaroor dit gaan. Verlies van 'n ouer, of van 'n broer, of van 'n goeie vriend of so. Wat is die verskil tussen die menslike rou en die troeteldier rou? Ja, as ek net daar kan staan, is dit baie interessant. Vir baie mense is rou oor 'n dier werklik vergelykbaar met rou oor 'n mens. Die intensiteit van rou word nie bepaal deur 'n spesie of sosiale status nie, maar deur die diep en betekenisvolle verhouding. In sommige gevalle kan rou oor 'n dier selfs sterker ervaar word, veral wanneer 'n dier die persoon se primêre bron van emosionele ondersteuning, stabiliteit en geselskap was. Diere bied dikwels onvoorwaardelike liefde. En wanneer hierdie bron van veiligheid verdwyn, kan die verlies besonder pynlik wees. Hierdie vorm van rou is eg, geldig en menslik en verdien dieselfde erkenning, deernis en ruimte as enige ander vorm van verlies. As ons net vinnig kan kyk tussen verskil tussen menslike en troeteldierrou. Alhoewel rou vir beide mens en troeteldiere baie ooreenkomstig getoon, is daar 'n paar belangrike punte wat beïnvloed hoe die verlies ervaar word. Eerstens kan ons kyk, menslike verlies word meestal met 'n sterk ondersteuningssisteem erken. Soos ons as mens, daar's begrafnisse, kaartjies, familiebijeenkomste. Die verlies van 'n troeteldier word dikwels onderskat en baie mense voel dat hulle hartseer nie verstaan of erken word nie. Troeteldiere is dikwels deel van 'n persoon se daaglikse roetine, van die oggendwandeling tot voedingstye. Die afwesigheid van hierdie gewoontes in 'n konstante herinnering wees aan die verlies en kan langer aanpassingstyd verg. Baie kere kom daar selfverwyd en skuldgevoelens,
Baie troeteldier-eienaars ervaar intense skuldgevoel oor besluite soos om 'n dier uit te sit of nie betyds mediese sorg te kry nie. Hierdie skuldgevoelens kan sterker wees as by menslike verlies, waar omstandighede dikwels buite die persoon se beheer is. Baie mense verstaan nie die diep emosionele band tussen 'n persoon en 'n troeteldier nie. Gevolglik kan rou na 'n troeteldier se dood geïsoleerd voel, omdat daar minder formele ondersteuning en begrip is. Wanneer 'n mens geliefde sterf, is daar geen opsie om in baie gevalle 'n vervanger te kry nie. Met troeteldiere is daar dikwels 'n keuse om weer 'n nuwe troeteldier aan te neem, wat beide 'n troos en 'n uitdaging kan wees. Sommige mense voel skuldig om weer 'n troeteldier te kry, terwyl ander dit sien as 'n manier om 'n liefde voor te sit. Om hierdie verskille te verstaan, kan help om troeteldierverlies op 'n gesonde manier te verwerk en ondersteuning aan ander te bied wat deur dieselfde ervaring ontgaan. Johan, is jy bewus of weet jy van enige navorsing, in-diepte navorsing wat hieromtrent gedoen is tussen die verskil tussen rou, tussen troeteldierrou en menslike rou? Want dis nou net iets wat by my opgekom het terwyl jy hiervan gepraat het. Ja, prof, kan ek noem, by die Noordwes Universiteit is daar 'n prof wat navorsing gedoen het, 'n tesis geskryf het aangaande die troeteldier verlies tussen mens en dier, en wat regtig baie inspirerend is as mens gaan kyk na die wat hulle al reeds navorsing op gedoen het en baie insiggewend ook. Ja, maar dit het net by my opgekom, jy weet dat ek dink nie daar is, ek dink nie daar is genoeg navorsing hierop gedoen al nie. Ek dink daar kan nog baie meer gedoen word. Ek meen, elke persoon het 'n unieke studie. As jy daai gevalle studies moet vat en gaan doen. En ja, daar het so liggie by my aangoed kom, so moenie verbaas wees as jy oor 'n jaar of iets anders te hoor nie. Wat bietjie meer kan, wat bietjie meer by julle opleidingsmateriaal moontlik bygevoeg kan word nie. Meneer Johan, voordat ons gaan, daar 'n groot vraag wat almal vra. En ons het hierdie ding voor die program ook al 'n bietjie gepraat. Geliefdes, ja, onthou die WhatsApp nommer hier, 079-678-0510. Gee 'n bietjie vir ons julle opinie op hierdie. Ons gaan 'n musiekbreek vat. Maar dink bietjie uit die boks uit. En moet nou nie skaam wees nie. Sal nie jou naam sê nie. Sê vir ons, wat dink jy? Wat dink jy? Want dis 'n vraag wat baie gevra word. En dis 'n vraag wat kinders veral baie vra. Gaan diere hemel toe? Nou ja, voor ons musiekbreek vat, ek wil net vir u sê, daar is ontsettende uitlopende uitsprake hieroor. Daar is vir dit wat sê ja, en dan is daar ander teoloë wat sê no ways, glad nie. Glad nie, daar is nie diere in die hemel nie. Maar ons gaan nou 'n bietjie verder daaroor gesels. Wat is julle opinie? Wat dink julle? Maar al wat ek weet, is wat die Hillsongs, hierdie Afrikaanse vertaling van hulle song, hierdie ene wat sê, wie is in beheer? Wie is in beheer? Ek weet wie is in beheer. Ek glo u weet wie is in beheer. Dit is almagtige drie-enige God. So kom ons geluister na daai ene. En ja, onthou, 079-678-0510. En wat weet ons? Kom gesels 'n bietjie saam op hierdie ene. En dan vat ons hom van daar af. Van hier mekaar
is die see onstuimig, jy kalmeer die storms, en jy vind ek my rus, jy is in beheer. Deur die nacht sal ek vertrou, die gees genoeg vir my, om te bly wandel. Die lei my elke tree, spreek lewe oor my Heer, ek het U nodig, o so nodig, met hande na die hemel, hier gee ek my hart voor, herinner weer my siel, U is hier oorals. Al is die see onstuimig, U kalmeer die storms, U vind ek my rus, U is in beheer. Ek sal alleen op U vertrou, niemand kan voeg tot U volmaaktheid. U is die begin, U is die eind, meer as wat ek kan begryp. Daar is niemand soos U, niemand. Ek sal alleen op U vertrou, niemand kan voeg tot U volmaaktheid. U is die begin, U is die eind, meer as wat ek kan begryp. Daar is niemand soos U, niemand. Ek sal alleen op U vertrou, niemand kan voeg tot U volmaaktheid. U is die begin, U is die eind, meer as wat ek kan begryp. Daar is niemand soos U, Jesus. Hande na die hemel, hier gee ek my hart voor, herinner weer my siel, U is hier oorals. Al is die see onstuimig, U kalmeer die storms, U vind ek my rus, U is in beheer. Met hande na die hemel, hier gee ek my hart voor, herinner weer my siel, U is hier oorals. Al is die see onstuimig, U kalmeer die storms, U vind ek my rus, U is in beheer. U vind ek my rus, U is in beheer. Ja, geliefdes, wie is in beheer van jou lewe op hierdie heilige stadium? Jy? Of is dit die Vader wat in beheer is? En as jy sê, jy is in beheer van jou lewe op hierdie stadium, dan wil ek jou graag aanmoedig om het te heroordink. Vra die Vader om beheer oor te vat in jou lewe. In alles. Absoluut, absoluut in alles. Maar nou ja, gaan die Here hemel toe? En soos ek sê, daar is party teoloë wat sê, nee, hulle gaan nie, want hy het nie 'n siel nie. Eerlikwaar, gaan navors dit maar. En hulle skryf dit, en hulle sit dit daar so op die internet en alles, hulle sê, dier kan nie hemel toe gaan nie, want hy het nie 'n siel nie. Ander woord, hy het nie 'n gees nie. Ek verskil. Ek sê dit sommer vooruit klaar, ek verskil daarmee. En ek sal later vir julle sê hoekom, want ek gaan dit vir julle staaf met die woord. Maar kom ons gaan eers na Johan toe, en Jan, as julle toevallig wil weet, waar is Johan? Want ek sien, ek word gevra, is hy daar in die atelier? Nee, hy is nie in die atelier nie. Nee, hy sit in Pretoria.
Enigste verskil, ons doen dit soos 'n podcast, maar enigste verskil, ons doen dit op die radio. Ons gaan nog by die podcast uitkom, die dag as ons het behoorlik uitgefigure het om dit te doen. Maar as iemand van julle weet, en is bereid om ons te help, laat weet maar, ons gaan nie nee sê nie. Op ons ouderdom leer ons, en ons leer nog maklik, hoor, ons leer nie te moeilik nie, maar ook nie te maklik nie, maar ons leer maklik. Johan, diere, gaan hulle hemel toe? Ja, prof, dis 'n baie interessante dialoog daai vir ons. Nou, elkeen van ons het seker een of ander tyd in ons lewe al gehoor, as ons vra as 'n troeteldier tot sterwe kom, daardie hondjie tot sterwe kom, dan word daar gevra, maar wat is die kanse dat hy hemel toe gaan? Die verlies van 'n troeteldier word nie net op emosionele vlak ervaar nie, maar dit kan ook op 'n diep geestelike en kulturele betekenis hê. Verskillende godsdienste en kulture het unieke oortuigings en rituele wat verband hou met die dood en die moontlikheid van die hiernamaals vir diere. Om kliënte te help om betekenis te gee en hulle verlies te vind, is dit hiermiddag belangrik om hulle geloofsoortuigings, kulturele agtergrond te erken en te respekteer. Nou kom ons kyk. Godsdienste en troeteldiere en hiernamaals. Verskeie godsdienste het uiteenlopende sienings oor die siel van diere, wat jy al reeds genoem het, 'n plek in die hiernamaals. Hierdie oortuiging kan 'n bron van troos of onsekerheid oor die troeteldier-eienaars wat met verlies worstel wees. Sommige mense vind dit berusting in die idee dat hulle geliefde troeteldiere in 'n geestelike dimensie voortleef, terwyl ander worstel met die vraag oor die lot van hulle diere na die dood. Dit is belangrik om hierdie verskillende perspektiewe te verstaan en daardie persoon te help om troos te vind binne hulle eie geloofsoortuigings. Nou kom ons begin heel eerstens met die Christendom. Die Christelike geloof bied verskeie perspektiewe oor diere en hiernamaals. Verskeie Christelike denominasies stem nie altyd saam oor die lot van diere nie, en mense se persoonlike oortuigings kan 'n groot verskil maak. Nou, as ons kyk na die verskillende sienings oor diere van die siel, sommige Christelike tradisies glo dat net mense 'n onsterflike siel het, dit wat jy reeds vir ons genoem het, terwyl ander glo dat God genade en liefde alle skepsels insluit. Die idee dat God se skepping volmaak is, laat sommige Christene glo dat diere deel is van die ewige lewe. Nou prof, ek wil graag dan van die geleentheid gebruik maak om dan vir jou te vra om 'n gedeelte van ons uit die woord te bring, om dan Jesaja 11 vanaf vers 6 tot 9 te lees wat die woord vir ons verklaar. Ja, sekerlik Johan, maar voor ek dit doen, wil ek net graag iets anders te eers lees. Ek wil 'n bietjie teruggaan net na die eerste boek van die woord van God af. Daar is in die boek van Genesis. En as ons daar gaan kyk, dan vind ons dat wat die Vader daar vir ons sê. Ek weet dat die woord van die Vader nie enige spesifieke leerling vir ons gee dat diere of troeteldiere of enige dier, 'n bok of 'n bok of 'n olifant en 'n renoster en daai siele het, of dat die woord spesifiek vir ons sê, luister, hulle gaan hemel toe nie, né? Maar as ons kyk na die woord, ons lees die woord, dan kan ons sekere algemene skrifgierlike beginsels as voorbeeld neem en om bietjie lig hier op te bring. Nou, die Bybel sê dat beide die mens, right, en die dier die asem van die lewe het. Hoor mooi. Die woord sê dat beide die mens en die dier die asem van die lewe het.
En ek wil julle net verwys luisteraars daar na Genesis 2:7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens 'n lewende siel geword. En as ons gaan na Genesis 1:30 toe, maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin die lewende siel is. Hoor mooi, wat sê die woord hier vir ons? Waarin die lewende siel is, gee ek al die groenplante as voedsel. En dit was so. Genesis 6:17 lees ons, want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensvlees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. En dan kom Genesis 7:15, hy sê van al die vlees waar 'n lewensgees in was, het 2 na Noag in die ark gegaan. Al die vlees waar 'n lewensvlees in was. Al die vlees. Die woord sê nie vir ons hier net seker is nie. En die woord maak dit vir ons duidelik, dat Noag 2 van elke dier, manlik en vroulik, in die ark moes vat. Van die grootste tot die kleinste. Van almal, né? Dan Genesis 7:22, alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op droë grond was, het dood gegaan met die vloed. So al die res wat oorgebly het, mens en dier, behalwe die wat in die ark was, is verwoes, is dood, is uitgewis. So as ek net hierna kyk, dan sê dit vir my dat beide mens en die dier die asem van die lewe gekry het van die Vader af. Kan nie stryd daarteen nie, want die woord sê so. En as ons sê dat die woord van God is waar, en is die waarheid, want die woord sê tog vir ons lees tog, en ons weet tog, dat van die begin af was die woord is God, en die woord was van die begin af. So as jy sê dit is nie so nie, dan moet jy mos sê die woord van die Vader vertel vir jou 'n leuen. Jy kan dit nie glo nie. Nou ek weet daar is mense daar so wat sê, maar dit is net nog 'n storie. Dit is 'n storieverhaal nie. Dit is nie werklik nie. En as ek deesdae sien hoe afvallig die mense in hierdie wêreld raak en op podcasts en alles wat hulle uitsit om te probeer bewys dat die woord van God 'n leuen is, dan kan ek maar net my hoof maar rondskud. Onthou net een ding. Die woord sê vir ons hierso, die mens is geskape na die beeld en gelykenis van God, né? En dit is waar die verskil tussen mens en dier kom. Die dier is geskape as 'n dier, as daai spesifieke dier. Ek en u, ons is geskape na die gelykenis van God, na sy ewebeeld. Ons lyk anders as ons in die spieël kyk, maar in gees is ons presies voorstel om dieselfde te wees. Ons het besluit hoe ons wil wees en hoe ons nie wil wees nie, né? Ons kyk na Genesis 1:26-27 en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee oor die hele aarde en oor al die diere wat die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Nou ja, geliefdes, so jy moet maar self besluit vir jouself. Ek kan vir jou sê wat die woord van my sê. Ek gaan jy nie probeer oortuig hier vandag. Nee. Want dan gaan ek die hele program opvat, en dit is hoekom ons hier is. Ons is hier om vir julle te verduidelik en te sê wat Chaplaincy SA bied. Hoe jy kan baat vind om deel te word van Chaplaincy SA. Nou Johan het gevra vir Jesaja 11 vers 6-9. Wat lees as volg, luister mooi. Dan wy die wolf by die lam, en die luiperd gelê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee by mekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Vers 7, die koei en die berren wy, en hul kleintjies lê by mekaar, en die leeu eet strooi, soos die os. Dan vers 8 sê vir my, en die suigeling speel by die gat van die adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van die ballesik.
En dan kom ons by vers 9. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Wat sê dit vir ons? Dat God het hierdie aarde gemaak en geskape, sodat ons en dier in vrede saam kon leef. Nie om uit te roei nie. Nie om renosterhorings af te sny en te gaan verkoop nie. Of ivoor en daai tipe goed vir die wêreldse gebruik nie. Om by die wêreld eenvormig te wees nie. Maar nog steeds doen ons dit. Ons is veronderstel om in vrede saam met dit wat God ook gemaak het en geformuleer het, mee saam te wees en saam te lewe. Nou geliefdes, ek het daai paar verse moet ons onthou, sê vir ons dat die dier deur God geskape is. Die dier is deel van God se kreatiewe proses. Soos wat ek en jy deel is daarvan. Is deel van God se kreatiewe proses. Uit sy kreatiewe proses uit het hy ons geformuleer. En nog 'n baie belangrike punt, as onthou die dier en was voor ons hier gewees, né? God het hulle eerste gemaak voordat hy Adam gemaak het, voordat hy hom geformuleer het. So hoog ag God die dier, wat ons as mens meeste van die tyd minag en dink dit is absoluut niks nie. So ja, Johan, hemel, ja of nee, volgens jou? Ja, vir baie jare was ek nie seker gewees nie. Totdat ek die woord begin bestudeer het. En nou as jy as luisteraar vandag luister, en jy ook onseker was oor daardie vraag, wil ek net vanmiddag vir Prof dankie sê vir die mooi teologiese uiteensetting van die woord, waar die skrif vir ons duidelik maak in Genesis. En dan gaan hy nog verder na Jesaja 11 vers 6 tot 9 toe, waar die woord vir ons verklaar en beskryf 'n toekomstige vreedsame koninkryk waar diere teenwoordig sal wees. Nou luisteraar, dink jy daardie troeteldier gaan nie teenwoordig wees nie? Prediker 3 vers 19 tot 21 staan vir ons verder, vra oor die gees van mense en diere en laat ruimte vir die idee dat diere 'n geestelike voorbestaan kan hê. Nou, my persoonlike siening, en ek respekteer as u verskil daarvan, is ek glo onomwonde dat diere wel hiernamaals sal wees. Baie Christene glo dat God 'n liefdevolle skepper is. Nie die verhouding tussen mense en hul troeteldiere sal beëindig nie, en dat daar hoop is vir herinneringe. Sommige geestelike leiers moedig mense aan om te vertrou, hulle vertrou in God se plan te plaas en te glo dat sy liefde ook diere sal insluit. Nou dis baie interessant om te gaan kyk na elkeen se geloofsoortuiging, die verskillende gelowe, hoe hulle diere sien en aanvaar. En as ek miskien net my kan haas om vir u 'n paar te kan noem. So as ons kyk na die islamitiese geloof, beklemtoon respek vir diere as deel van Allah se skepping, maar daar is uiteenlopende sienings oor hulle plek in die hiernamaals. Die Koran, die uitsprake en dade van die profeet Mohammed beskaf 'n raamwerk vir hoe diere behandel moet word en hoe hulle deel is van God se groter plan. Nou diere as skepping, die Koran erken diere as belangrik en deel van God se wonderwerke. En namens sommige islamitiese geleerdes glo dat diere
nie verantwoordig gehou word vir dade soos mense nie, en dis nie dieselfde oordeel of beloning ontvang nie, maar dat hulle 'n spesiale plek in die skepping sal hê. Emosionele troos, vir sommige moslems bring die wete dat hulle diere in hulle lewens 'n seun van Allah was, 'n gevoel van vrede oor hulle verlies is. Die oortuiging dat God regverdig en barmhartig is, help baie mense om te aanvaar dat diere ook in sy plan ingesluit kan wees. So daar's 'n hele klompie uitsprake wat gemaak word teenoor verskillende gelowe wat daar is, die boeddhiste, die hindoeïsme, hulle wat glo in reïnkarnasie, die verbintenis tot lewensiklus, en dan ook, as ons net vir 'n oomblik kan stilstaan by die Afrika-tradisies. Baie inheemse Afrika-gelowe en spirituele praktyke erken diere as 'n integrale deel van die natuur en die vooroude wêreld. In verskeie kulture word diere as 'n deel beskou en word hulle geassosieer met geestelike krag en beskerming. Die vraag of dieretroeteldiere en hiernamaals is 'n komplekse en persoonlike een. En soos ek reeds genoem het, en verskeie godsdienste bied uiteenlopende perspektiewe hieroor. Ongeag 'n persoon se geloof, is dit belangrik om hulle rouproses te ondersteun en hulle toe te laat om hulle eie betekenis en vertroosting te vind in hulle spirituele oortuigings. Ja, Johan, jy weet, terwyl jy nou so praat, toe kom op by my, ek het hom gou gaan opsoek, hierdie gedeelte in Openbaring 21 vers 1, wat Johannes vir ons gesê het. Hy sê, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. En, jy weet, dit bring my daarop nie om te sê dat, jy weet, daar is geen rede om te sê, op die nuwe aarde, wat in die woord van gepraat word, daar nie diere gaan wees nie. Ons lees, die woord sê vir ons, dat Jesus kom, op 'n wit perd. Amen. As ons gaan kyk na skrifgedeeltes op skrifgedeeltes, hoe diere gebruik word. Dan goeie en te slegte diere word, daar staan diere wat gebruik word om Satan die duiwel en die antichrist en alles uit te beeld ook. So as diere nie 'n belangrike rol speel nie, hoe dan nou? Jy weet, ek dink my net daar wel, weet wat ons moet besef, jy weet, ek kan definitief nie vir jou sê, die dier wat jy in die hemel gaan kry, dieselfde een gewees wat jy op die aarde het nie, of hy dieselfde gewees nie, ek weet nie. Maar as ek kyk en ek dink en ek gaan terug na getuienisse wat ek al gehoor het. Nou baie mense sê ook wel, baie van hierdie getuienisse is ook maar net stories, né? Mense maak dit op, sê, ek het dood gegaan en ek het hierdie out of body experience gehad en ek het Jesus ontmoet en hy het my die hemel gaan wys en my die hel gaan wys en al die tipe dinge. En dan kom hulle terug en hulle sê, weet jy wat, ek het die hond daar gesien of ek het daai dier daar gesien of so, en veral kinders. En mense maak dit af dat dit kan net nie so wees nie. Nou ja, ek gaan nie sê dit is waar of nie waar nie, want ek weet nie, want ek het dit nog nie ondervind nie, glad nie. Daarom kan ek nie daar teen praat nie, en vir die mense sê nie, maar jy praat nonsens, dit is nie so nie. Maar, as jy kyk na die getuienisse, en jy vat dit oor tydperke, en jy kyk getuienisse wat iemand 20 jaar teruggegee het, en iemand kom doen nou getuienis, en jy begin hy by mekaar sit en korreleer, en dan kom jy agter, maar wow, hierdie persoon was nog nie eens gebore gewees, dat die persoon die getuienis gedoen het nie. Yes. Maar dit stem 100% ooreen. Hoe dan nou? Die persoon het nie eens geweet van die persoon se bestaan nie. Dan moet jy mos maar 'n bietjie begin dink in die gees. En die Here vra, gee my die wysheid. Laat die Heilige Gees my lei hierso, om bietjie vir my net bietjie ding te openbaar.
dan begin dit jou laat dink. En daarom, ja, ek weet, en ek glo elke luisteraar weet, soos dat jy weet, ons dien 'n God wat regverdig is. Amen. En die dag wanneer ons in die hemel kom, indien ons daar kom, maar niemand van ons is verseker daarvan nie. Niemand nie. Ons kan net elke dag werk na ons heiligmaking toe. En hoop, wanneer die tyd kom, wanneer ons geroep word, dat daar nie iets teen ons is wat ons daar gaan weghou nie. Amen. Dan sal ons weet, of dit daar waar is of nie. Ek weet huidige stadium, ek dien 'n God van regverdigheid. Hoekom sal God vir ons diere op aarde gee, om ons ons companion te wees, ons sielsgenoot te wees hierso, ons by te staan, en dan as ons in die hemel kom, sê dit is nie meer nodig nie. Dis my 2 sent op baie, né? Yes. So ja, luisteraars, ek sien julle, mense is nie baie lus om met hierdie in betrokke te raak nie, maar as jy agterna daaraan dink, en jy wil miskien iets vir ons instuur omtrent, onthou, julle is welkom, 079-678-0510, en alles het volgende week, ons sal nog steeds vir jou beantwoord, moenie bekommerd wees nie, ons sal nog steeds beantwoord. Die rol van Chaplaincy Suid-Afrika en diere, verliese, versorging, redding, al die tipe dinge, Johan, mishandeling, verwaarlosing, kom ons sê, wat is, hoe sal ons sê, hoe steek die vurk hierso in die spaghetti in? Ja, Chaplaincy se rol in diere en troeteldierverlies is om bewuslik en deernisvol teenwoordig te wees. Belangrik, sonder oordeel, druk of verwagtinge. Die Animal Pet Unit fokus daarop om mense te ontmoet, presies waar hulle in rou, en om te luister sonder om te probeer regmaak, te verduidelik of te versnel. In 'n samelewing waar troeteldier dikwels geminimaliseer of afgemaak word, bied die eenheid 'n veilige en respekvolle ruimte waar hartseer, skuldgevoelens, verwarring, vrae en herinneringe vrylik gedeel kan word sonder vrees vir afwysing of oordeel. Kapelane help mense om hulle rou te benoem. Belangrik moet in gedagte hou, as ons vir daardie student beraader begin met opleiding, dan maak ons dit vir hulle duidelik, enigiets wat daar gebeur, jy identifiseer, jy gee 'n naam, en jy deel daarmee. Belangrik in hierdie middag is, dat Chaplaincy SA u gaan help om daarmee te deel. Ons almal het dit geïdentifiseer, dis daardie seer, dis daardie rou. Ons het hom 'n naam gegee, maar belangrik ook nou is om daarmee te deel. So kapelane help mense om hulle rou te benoem, te verstaan en stadig te verwerk en bevestig dat hierdie gevoelens eg, geldig en menslik is. Die fokus is nie om die pyn weg te neem of mense vinnig beter te doen, maar om saam met hulle deur die rouproses te stap vir stap en belangrik teen hulle eie tempo, deur empatie, stilte en betroubare ondersteuning help Animal en die Pet Unit mense om nie alleen te voel in hulle verlies nie, maar om oor tyd weer 'n gevoel van balans, betekenis en hoop te gaan ervaar, sonder om die liefde of herinneringe aan hul dier te ontken. Ja, Johan, jy weet, dit is, ek dink hierdie maak oop vir baie mense vandag,
Want jy weet, SPCA, niks teen hulle nie, absoluut niks nie, maar hulle bied nie dit aan wat Chaplaincy SA aanbied nie. Jy weet, of hulle kom uit, hulle vat jou diere weg, of hulle kom uit om jou plek te inspekteer om vir jou 'n dier te gee teen 'n enorme kostes. Maar daar is soveel, daar het vandag uitgekom, daar is soveel meer hier aan verbonde aan die einde van die dag. Ek sien ons tyd is vinnig besig om uit te loop. Ek kan nie glo dat hierdie tyd so vinnig loop nie, glad nie. Hierdie uurglas, ek dink daar is iets fout met hom. Ek sal met 'n nuwe een gaan soek. Johan, wanneer daar mishandeling is, verwaarlosing is, hoe hanteer Chaplaincy SA dit? Gevalle van dieremishandeling of verwaarlosing word deur die Animal and Pet Unit met 'n uiterste erns, groot etiese sensitiwiteit en duidelike verantwoordelikheid benader. Die eenheid erken dat sulke situasies nie net dier raak nie, maar ook diep emosionele impak het op mense wat die mishandeling ervaar, aanskou en ontdek. Chaplaincy SA neem nie ondersoekende, handhawende of sy regsrol aan nie, maar tree in die plek van 'n bevoegde instansie op nie. Die fokus bly op emosioneel en net so wat wie gepraat het van die SPCA prof, hulle werk nie op emosionele of op pastorale ondersteuning nie. Hulle werk op die fisiese gedeelte. Nou Chaplaincy SA werk met die hart. Ons wil daar wees in tye wat jy bewus raak van daardie mishandeling, van daardie verwaarlosing, dat ons in 'n plek kan kry om op te tree. Die fokus bly op emosionele en pastorale ondersteuning aan die persone wat geraak is, terwyl sake wat kommer wek, verantwoordelik en vervolgens gevestigde prosedure verwys word na erkende dierewelsynsorganisasies of toepaslike wetstoepassingsinstansies. Hierdie verwysings word met 'n groot omsigtigheid en diskresie hanteer om verdere trauma of eskalasie te voorkom. Deurgangs bly die klem op veiligheid, bewusmaking en menswaardige optrede, sonder sensasionalisme, beskuldigings of oordeel. Alle betrokkenheid geskied binne 'n duidelike, professionele grens, met respek vir vertroulikheid en met die welstand van beide mens en dier as 'n sentrale punt. As ek hierdie gedeelte kan afsluit prof, sal ek sê, Chaplaincy SA is die voice of a voiceless. Ja, dit is 'n goeie gesegde daar, Johan. En ja, is 'n goeie slogan sigself ook. Nou, Johan, ek sien ons het nog so 'n paar minute oor, nie baie nie, maar Chaplaincy SA, dierewelsyn of 'n reddingsorganisasie, en is daar onkoste aan verbonding wanneer jy uitgeroep, wanneer die kapelane uitgeroep word en dis meer. Nee, prof, die ondersteuning wat deur Animal and Pet Unit gebied word, is hoofsaaklik gemeenskap gebaseer, diensgerig en belangrik nie winsgewend nie, winsgedrewe nie. In die meeste gevalle is daar geen koste verbonde aan basiese emosionele en pastorale ondersteuning nie, aangesien die eenheid funksioneer van 'n sterk diensethos waar toeganklikheid, deernis en menswaardigheid sentraal staan. Die doel is om 'n ondersteuning te bied en dit te maak vir mense wat deur daardie rou, trauma of emosionele nood gaan, ongeag hulle finansiële omstandighede. Maar donasies is welkom natuurlik, né? Donasies is altyd welkom. Ons werk nou saam met heelwat diereinstansies waar ons van tyd tot tyd ook dan help om hulle te help met kos vir die diere en van tyd tot tyd help om die nodige ondersteuning te bied waar hulle en wanneer hulle dit nodig het. Ja, geliefdes, donasies in alle vorms, asseblief. As julle dit so oor julle harte voel, ek gaan nou net die besonderhede deel. Johan, so 5 minute. Wie kan aansluit as 'n vrywilliger by die Animal Pet Unit?
Wat se eienskappe word daarna gekyk wat hulle moet hê? Obviously hulle moet diereliefhebbers wees. That's for sure. As ek op baie paneel moet sit, is dit die eerste ding waarna ek gaan kyk. Hoe lief is hulle vir hulle diertjies. En dan ter afsluiting wil ek vra, wat se kernboodskap het jy vir enige iemand wat luister vandag, wat tans rou of inrou is oor 'n dier wat hulle verloor het, wat weggeraak het, miskien gesteel is of aan die dood afgestaan het? Baie dankie prof. As ons kan begin, die kan aansluit by die pet unit. Enige iemand met opregte hart vir mense en diere, emosioneel volwassenheid en 'n duidelike bereidwilligheid om eties, betroubaar en verantwoordelik te dien, kan aansoek doen as 'n vrywilliger of 'n vol lid by die Animal and Pet Unit. Die eenheid soek nie net mense met tegniese kennis oor diere nie, maar veral persone wat mense se emosionele pyn rondom diere kan raak sien, erken en die belangrikste kan respekteer. Vorige ervaring met diere of dierewelsyn kan nuttig wees, maar dit is nie 'n vereiste nie. Wat belangrik is die diensgerigte gesindheid, leerbaarheid en die vermoë om binne duidelike grense te funksioneer. As ons kan kyk na die eienskappe wat hulle moet hê, belangrik is, dit vereis 'n sagte, empatiese en emosioneel stabiele persoon. Empatie is noodsaaklik omdat vrywilligers dikwels met mense werk wat in diep rou en pyn ervaar. Geduld en goeie luistervaardighede is belangriker as praat of raad gee. Emosionele volwassenheid help persoon om teenwoordig te wees sonder om oorweldig te raak of die pyn te probeer regmaak. En laastens, wat is die kernboodskap aan iemand wat tans rou oor 'n geliefde dier? My kernboodskap vandag is eenvoudig, maar diep menslik. Onthou, jou hartseer is werklik en geldig. Jy hoef dit nie te minimaliseer nie. Jy hoef dit nie weg te steek of te verduidelik aan ander nie. Die band wat jy met jou dier gehad het betekenis gehad. En jou pyn is die weerspieëling van die liefde en die verbintenis wat daar was. Rou oor 'n dier is nie minderwaardig of minder belangrik as enige ander vorm van rou nie. Jy is nie alleen nie. Selfs al voel dit soms so, ondersteuning is beskikbaar en dit is jou reg om hulp te vra. Belangrik is, rou het nie 'n vaste tydlyn nie. Jy mag voel, onthou, huil, glimlag en tree op jou eie tempo. Liefde laat spore en rou is deel van daardie liefde. Amen daarvan, amen, amen, amen. Ja, Johan, ek wil maar net ook net gou hierdie met die luisteraars deel. Ja, jy ken die storie. Laas jaar, net voor die skole gesluit het, staan die kinders buitekant by die busstop, by die plaasbusstop, en voertuig kom verby gery, en 'n dame gooi iets wat lyk soos 'n dier of 'n ding by die venster uit, en ry aan. Kinders hardloop nader om te gaan kyk, en toe sit nou hierdie klein ou meisie, so pink dingetjie. Daar is al geen jongheid met lyk nie of hy oor of iets het nie. Nou toe ek daarvan hoor onmiddellik was ek sê nee, daai ding kom nie eens op my erf nie. Nee, glad nie. Maar nou gelukkig weet ek, daar is genoeg katte en honde, ek sê, hulle gaan die ding opvreet, die kinders gaan bang wees, hulle gaan, nee, sê hulle nee, maar hulle kan die ding nie net so los nie, hulle sal vir my huis soek. Nou ja, Johan het 'n huis gekry. Die huis is nog steeds waar hy is. En hy is nie meer klein nie, is nou hulle noem dit 'n skourot of wat so iets, ek weet ook nie, maar dit is nie 'n muis nie, is 'n rot. Maar ja, en hy word gebad, of sy, whatever it is, die jongste kyk na haar, en jy weet so, jy weet, en daai kat, of sal ek sê, daai rot kry meer aandag as enigiets anderste van haar af, en natuurlik van Jalaf ook. So, Daar sê die. geliefdes, ja, ek sien ons tyd hier het uitgeloop,
Ons het vandag by een unit gekom, by een afdeling van Chaplaincy SA. Die PET, die Animal and Pet Unit. En ons was braaf geweest. Johan het inteendeel vir my 'n lys gestuur van 7, die eerste 7 wat hy graag wou gedoen het vandag. Nee wat, ek het vir hom gesê, ek dink nie dit gaan gebeur nie. So volgende week, sê ek vir julle klaar, maak julle gereed. Dan gaan ons oor die community chaplain unit gesels, die gemeenskap kapelaans eenheid, wat oor die gemeenskap gaan. En as ons tyd het, volgende week, dan gaan ons probeer inwerk die helpline en call center unit, wat besig is om in vordering te kom, wat besig is om gestig te word in dit. Maar, maak die saak hoe lang het ons gevat nie, liewe luisteraars, ons gaan al 28 deur hardloop, wat julle presies kan weet, waaroor elkeen gaan, waar om in te pas. Nou ja, as jy sê, ek wil graag deel wees van die Animal and Pet Unit, stuur jy pos, info@chaplaincysa.co.za, né? Of is dit .org? .co.za, ja, co.za. Of gaan na die webblad toe, www.chaplaincysa.co.za, en jy kan daar ook aansoek doen, en van die vriendelike dames daar in die kantoor, daar in Pretoria, sal met julle kontak maak, en julle deur die hele proses help, as 'n vrywilliger of as 'n volwaardige lid. En ons wil julle graag welkom sê, as deel van die familie. Want een of ander tyd, elke liewe kapelaan van Chaplaincy SA, en ek hoop hulle luister vanmiddag, gaan 'n gas raak op Joy Radio. Ons gaan hulle bekendstel, wat julle weet, wie hulle is, wat in julle areas is. Die dae van undercover is verby. Ons gaan julle openbaar. Hoe sal ons sê, daai tydperk het gegroet en gegaan. Nou ja, geliefdes, van my kant af, kan ek net vir julle sê, stay safe, stay blessed, en onthou, Vader wil graag sy naam op jou hart sit, sodat jy sy seën kan kry, sodat jy sy vrede en genade kan ondervind, want jy kan voel, hoe hy sy aangesig oor jou skyn en verhef, né? Laat hom toe om dit te doen. Johan, laaste woorde van jou kant af. Prof, baie dankie vir die geleentheid. Baie dankie aan elke luisteraar wat vanmiddag ingeskakel het. Belangrik is, ons vra dat vandag vir die troos vir elke persoon wat rou, vir die wat ons afskeid geneem het, vir die wat nog wag op antwoorde, en vir die wat hartseer is, lank en stil is, maar nooit verdwyn nie. Bring vrede waar daar onrus is, hoop waar daar moedeloosheid is, en lig waar mense vandag in stilte sit. Baie, baie dankie, Johan. Geliefdes, tot volgende week vir die Chaplaincy SA program. Sê ons vir julle shalom, ek speel uit met Retief Burger se Nou en vir altyd. In die môre, in die aand, in die goeie of die kwaad, in die somer, in die seer, in die son of stormweer, sal ek U loof, vir nou en vir altyd. Daar is altyd nog 'n rede om te jubel in die Here. Kom wat wil in hierdie lewe, sal ek veg met lofgebede. Ek sal U loof, vir nou en vir altyd. Oh, vir nou en vir altyd.
stot in die arms. Sou ek saai deur al my krane, sal ek oes met jubel saam.